Gemeente, die skrif leer, dit gaan goed met die mens, vir wie God uitkies, en laat nader kom, om in sy huis by mekaar te kom. Geliefdes, die genade sal by julle almal wees, wat vir ons Here Jesus Christus, met 'n onverganklike liefde liefhet. Amen. Broers en susters, in Job 11 vers 11 lees ons: God ken skynheilige mense. Hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Zorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rustig ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuies teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Broers en susters, ons het toepas in ons lied, ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. In die hart glo ons en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode,
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Gemeente, voordat ons uit die woord van die Here saam lees, bid ons eers saam. U kan net so bly sit. So wonderlike hemelse Vader, dankie vir die voorreg om kerk van Jesus Christus in die wêreld te wees en om u gemeente te wees. Hier kom ons by mekaar met uit verskillende omstandighede en agtergronde, maar ons deel dit met mekaar, dat ons 'n behoefte het om u woord te hoor. Heer, om u te eer met ons liedere, en ons het 'n behoefte om te luister, wat u vanoggend ook deur u dienskneg vir u gemeente wil sê. Daarom vra ons, Here, dat u nou sal kom en ons harte sal open, sodat ons sal hoor en dan ook sal luister. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons lees weer uit die Nuwe Testament vanoggend en uit die Evangelie van Markus. Van ons uit Markus hoofstuk 3 lees, net die perikoop vanaf vers 13 tot en met vers 19. Die opskrif wat die vertalers vir hierdie gedeelte gee, is die aanstelling van die 12 apostels. Jesus het teen die berg opgegaan en die wat hy wou hê, nader geroep, en hulle het na hom toe gekom. Hy het toe 12, wat hy apostels genoem het, aangestel, om by hom te bly, sodat hy hulle kon uitstuur om te preek. Hulle het ook die mag ontvang om duiwels uit te drywe. Hy het hierdie 12 aangestel: Petrus, soos hy Simon genoem het, Jakobus die seun van Zebedeus en Johannes die broer van Jakobus. Vir hulle het hy die bynaam Boanerges gegee, dit wil sê manne van die donder. Andreas, Philippus, Bartholomeus, Matteus, Thomas, Jakobus die seun van Alfeus, Thaddeus, Simon die Fanaticus en Judas Iskariot, wat vir Jesus verraai het. Kom ons lees daardie gedeelte uit Markus se evangelie as God se ewige woord. Markus skryf dat Jesus het hierdie berg opgegaan, en terwyl hy daar was, het hy die wat hy wou hê, nader geroep na hom toe. Liewe broers en susters in die Here, mense is gewoonlik en ook heeltemal tereg baie gesteld op hulle privaatheid. Ons lewe en werk almal in die openbare sfeer, ons deel ons tyd en aandag en vriendskap met baie, maar daar kom 'n plek en tyd, elke dag, dat ons onttrek in die privaatheid van ons huis en binnekamer, en dan wil ons alleen wees met ons geliefdes. En 'n mens waak ook eintlik 'n bietjie oor jou private sfeer, want dit is ook waar jy baie keer geestelik kan onttrek, waar jy jouself emosioneel kan afsonder en die res van die wêreld 'n bietjie kan uitsluit. Ook Jesus het daardie behoefte aan alleentyd, aan privaattyd gehad. Hy het egter nooit in sy aardse lewe 'n woning besit nie. Hy was maar altyd 'n gas by mense waar hy gegaan het, veral mense soos Martha en Maria en hulle broer Lazarus in Betanië, naby Jerusalem. Daarom lees ons baie gereeld in die evangelies dat Jesus die gewoonte gehad het om teen die berg uit te klim, waar hy vir lang periodes in stil afsondering kon wees en veral ook in gebed
met die Vader kon deurbring. So vind ons dan vir Jesus in hierdie Markus gedeelte weer op die berg, in sy alleen oomblikke met sy Vader. Dit was die tye wanneer hy dan gewoonlik die skares van volgelinge alleen gelaat het, maar dan gebeur daar 'n merkwaardige ding. Ons lees en Markus stel dit om 'n spesifieke rede vir ons, terwyl Jesus daar alleen is. In sy alleentyd roep hy die disippels, 'n uitgesoekte groep van 12, die wat hy gekies het, na hom toe, waar hy alleen op die berg is. Hy roep hulle eintlik in sy private sfeer in, binne in die mees intieme deel van sy menswees. Hy maak 'n sekere sin, so ons kan sê, hy maak sy huis vir hulle oop. Hoekom doen Jesus dit? Want so stuur Jesus vir hulle 'n duidelike boodskap, dat hy hulle tot sy kernkring uitkies. Dat hy nou absoluut een met hulle is. Dat hulle voortaan sy lot met hom sal deel. Dat hulle van nou af 'n onontbeerlike deel van sy bediening en sy werk op aarde sal wees. Die skrywer noem hoe hy hulle aanstel, 'n handeling wat eintlik hulle hele lewe verander. En dat hy vir hulle 'n benaming gee, apostel, wat gestuurde beteken. En dan vind daar 'n periode van toerusting plaas, sodat die disippels kan begin met hulle dienswerk. En hulle dit kan doen omdat hulle nou 'n baie besondere band met Jesus het. Johannes, een van hulle, sou later daaroor getuig in sy evangelie, toe hy gesê het, maar Jesus het gereeld vir ons gesê, alles wat ek van die Vader ontvang het, gee ek ook vir julle. So hier op die berg leer die disippels ook van Jesus, hoe belangrik tye van afsondering is. Hoe onmisbaar stil oomblikke saam met die Vader is. Hier waar hulle soos Jesus naby aan God voel, word hulle werk en hulle opdrag nou vir hulle duidelik. Die betekenis van hierdie buitengewone gebeure wat die apostel Markus hier beskrywe, is dat God baie keer nie doen wat ons doen nie. God reserveer nooit 'n private ruimte vir hom nie, self nie. God is altyd vir ons toeganklik. Hy's altyd vir ons oop. Inteendeel, God nooi ons in sy mees intieme ruimte in. Ons kan en moet gereeld in daardie ruimte van God tree, wanneer ons stil word voor die Here, veral wanneer ons bid. Maar ons moet hierdie Markus teks, geliefdes, ook volledig lees, om in God se binnekamer ingenooi te word. Is nie 'n soort geestelike retreat, om die Engelse woord te gebruik, dat die Here ons nou innooi om te rus nie. Is baie meer as dit. Naby God is waar ons bewus raak van ons verantwoordelikheid as gelowiges. Die 12 mans wat saam met Jesus en op sy uitnodiging die berg uitklim, is na dit wat met hulle daar op die berg gebeur, waar Jesus hulle roep en 'n opdrag gee, is hulle nooit weer dieselfde nie. Nou is hulle apostels. Hulle word aangestel. Eenvoudige mense word nou predikers. Hulle ontvang mag om dit wat in hulle samelewing eintlik verkeerd is, te gaan regstel. Om mense in hulle nood te gaan bystaan. Na hierdie bergervaring het hulle oral waar hulle gegaan het, groot veranderinge teweeggebring. Geliefdes, daar sou nog baie leerervarings in die disippels se lewe wees. Jesus was vir hulle 'n konstante leermeester. Hulle sou sy preke ervaar, sy wonderwerke, sy optredes teenoor skares en individue. By sy privaat onderrig aan hulle baat hulle baie. Maar tog was hierdie bergervaring was vir hulle in hulle lewe die keerpunt. Dit was waar hulle geroep is. Hier op die berg is hulle geroep, toe hulle binne Jesus se privaat wêreld ingeroep is. Geliefdes, disippelskap, presies wat dit is, en wat die praktiese implikasie daarvan ook vir u en my is 'n baie belangrike tema
in die Markus Evangelie. Daarom doen die skrywer hier moeite om aan te dui hoe belangrik 'n persoonlike ontmoeting met Jesus is. Hoe belangrik dit is om Jesus persoonlik in jou lewe te leer ken en elke dag te groei in daardie kennis van hom. Daarom doen die skrywer moeite om aan te toon hoe belangrik dit is dat ons uiteindelik self as mense die Here in ons lewens sal aanvaar. Die Jesus wat jou in sy mees private ruimte wil ontvang, wat immer die uitnodigende een is, wat jou nie net nader roep nie, maar wat jou dan ook weer uitstuur, wat van jou 'n apostel, 'n gestuurde wil maak, wat aan jou die mag wil gee om buitengewone dinge te doen, om oral waar jy kom, lewens te verander, die wêreld 'n beter plek te maak. Die disippels se name word ook hier genoem, die 12. Maar wat baie betekenisvol is dat 90% van die tyd, dat enige van die evangelieskrywers die woord disipel gebruik, verwys dit nooit na die 12 nie. Dit verwys altyd na groepe mense wat na die Here geluister het. So die skares wat Jesus aanvaar, hulle was die disippels. Jesus se volgelinge is nie net hierdie kern 12, wie se name nou in die Bybel vir ewig is, het ons vanoggend gelees het nie, maar dit is hulle wat in alle tye sou kom en verstaan hoe belangrik dit is, dat jy gereeld in jou lewe stil saam met jou Here sal wees. Wat besef hoe belangrik hierdie bergervaring is. Ergens moet jy die Here ontmoet. Ergens moet jy die Here in jou lewe hê. En elke dag groei in daardie kennis. Nie om by die Here rus te vind net nie, maar om ook weer uit te gaan en apostel, gestuurde vir die Here te wees. En dis die vraag wat hierdie gedeelte vanoggend vir u vra en vir my vra. Is dit regtig so? Is dit regtig so dat jy elke dag in jou stilte jou Here ontmoet? Dat jy met jou Here praat? Dat jy jou Here ervaar? En is dit regtig in jou lewe so dat jy elke dag met groot entoesiasme ook weer uitgaan en apostel, gestuurde vir die Here in jou lewe is? Maak ons kringe rondom ons en die wêreld 'n beter plek. Want die Here wil ook oor elkeen van ons, oor ons lewe eendag sê, dit wat ek van die Vader ontvang het ek ook vir jou gegee. En jy het dit weer aangegee. Mag die Here ons elkeen in ons geloofslewe daartoe elke dag help, hierdie wonderlike inwerking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons dank nou saam. So wonderlike Hemelse Vader, Here, dankie dat U na ons kyk en graag ons U disippels wil maak. Dat U ons innooi in U private ruimte, dat U vir ons oopstel. Here, leer ons om elke dag stil te word saam met U, stil te word voor U, U wonderlike Gees in ons harte te ervaar, maar om dan ook weer uit te gaan en elkeen van ons apostel, 'n gestuurde vir die Here sal word, wat hierdie vreeslike wêreld waarin ons is, 'n beter plek maak deur U liefde. Help U ons daartoe en dankie dat U ons elke dag toerus. As U ons geroep het, dan maak U ons ook bekwaam en dan leer U ons om disipel van Jesus Christus te wees. Help ons elke dag in ons geloofslewens daartoe, as kerk, as gemeente, maar as elke individuele gelowige, wanneer ons met oorgawe en van harte, Here, U dien, en die boodskap van Christus se verlossing in ons lewens uitleef. Ons vra dit van U in Jesus Christus se naam. Amen. Die Here laat julle sy vrede na. Die vrede wat hy gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Die vrede wat hy gee sal julle hart
en julle sinne bewaar in Christus Jesus ons Here. Amen.